Of jy jou oggendkoffie geniet of besig is om rustig te wandel, welkom by episode 63 van In Alle Erns. Ons het onlangs twee treffende verskynsels aanskou wat dien as getuienis van die positiewe impak van die Amerikaanse kommentator Charlie Kirk se merkwaardige lewe, wat onlangs tragies kortgeknip is. Eerstens, die instroming van simpatie, meegevoel, huldeblyke en waardering van reg oor die wêreld van almal met 'n werkende morele kompas en 'n gesonde sin vir geregtigheid en die waarheid. Tweedens, die jubeling van die booste, afskuwelikste skepsels in elke samelewing, insluitend Suid-Afrika. C.S. Lewis het geskryf: "My hoop is dat wanneer ek sterf, die hele hel sal juig dat ek uit die stryd is." Kirk se sluipmoord, nes die mislukte sluipmoord in 2024 op president Donald Trump, het weer eens die ernstige en dodelike probleem van verlinkse geweld en hulle gretige ontmensliking van diegene wat hulle idees teenstaan en bloot lê, beklemtoon, in die VSA en in Suid-Afrika. Hulle kruit almal uit wat nie met hulle saamstem nie as rassiste of nazi's en dan sê hulle geweld teen rassiste en nazi's is regverdigbaar. Die gewelddadige dreigemente en slagspreuke deur radikale linkses is duidelik nie, soos hulle volhou, net metafore nie. Dit is geen toeval dat daar sterk oorvleeling is tussen die verdedigers van die Kill the Boer dreensang en diegene wat Kirk se sluipmoord regverdig nie. Ons kan nie toelaat dat diegene wat die doodmaak van mense voorstaan en vier omdat hulle dit waag om met hulle te verskil, wen nie. Kirk was die toonbeeld van 'n matige, redelike, konservatiewe denker en was passievol toegewy aan oop en eerlike debat, selfs met diegene met wie hy heftig verskil het. Hy was 'n ware aanhanger van MP van Wyk Louw se ideaal van die oop gesprek. Tog het vele hom blykbaar beskou as iemand wat die doodstraf verdien vir sy gedagte misdade. Diegene wat hom nie in debat kon klop of hom met feite kon stilmaak nie, het hulle desperate toevlug gevind in geweld. Een van Alexander Solzhenitsyn se bekendste aanhalings is hier toepaslik, toe hy gesê het: "Geweld kan slegs deur 'n leuen verberg word en die leuen kan slegs deur geweld in stand gehou word." Een van die redes hoekom Kirk se sluipmoord soveel mense diep geskok en ontstel het, is die feit dat ons onsself in Charlie Kirk sien. As ekstreme linkses bereid is om iemand so gematig, geduldig en redelik soos Kirk tot 'n gruisame dood te veroordeel vir sy meningsoortredings, is ons almal in hulle oë legitieme teikens vir geweld. Hierdie haatlike onkruidsaadjie wat reeds ontkiem het in die harte van diegene wat Kirk se dood vier, moet wortel en tak uitgeroei word, voordat dit nog gifappeltjies van geweld oplewer. Ons moet nie daal tot die bose vlak van diegene wat hulself verlekker in Kirk se sluipmoord nie. Ons moet egter verseker dat die volle gewig van stigma, sosiale gevolge, uitsluiting en veroordeling op hulle neerkom. Diegene wat geweld voorstaan as 'n regverdigbare reaksie op diegene wat hulle drogargumente bloot lê met feite en logika, moet in beskaafde geselskap soos intellektuele melaatses hanteer word. Want hulle is siek, sielsiek. Kirk se familie en vriende is in ons gebede. Selfs op sy jong ouderdom was Kirk 'n toringhoë figuur en kragtige dryfveer van verandering. Selfs onregverdighede deur 'n regering aan die ander kant van die oseaan, in Suid-Afrika, kon nie sy regverdige verontwaardiging en vlamskerp kritiek ontsnap nie. Kirk se idees het nie gesterf nie, want hulle is tydloos. Soren Kierkegaard skryf: "Die tiran sterf en sy heerskappy is verby. Die martelaar sterf en sy heerskappy begin." Mag Charlie Kirk se nalatenskap talle toekomstige geslagte jong mense in Suid-Afrika en die VSA reg oor die wêreld aanhou inspireer. Jan F.E. Silje se hulde aan generaal Christian de Wet is hier vir my gepas. Stil broers, daar gaan 'n man verby. As jy gehou het van hierdie episode, onthou om dit te deel met vriende en familie. En as jy gedagtes het oor vandag se onderwerp, deel hulle in die kommentaarseksie. Ek lees hulle almal
En ek waardeer om 'n bietjie te lees wat julle ook dink van die onderwerpe wat ons op hierdie kanaal bespreek. Ek is Ernst van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.